Doen net as ons hom nie gehad het nie. Wat sou ons gedoen het vanmôre, gerecover het van gisterand af? Sy gisterand se foute vandag voorbetaal het, as ons hom nie gehad het nie. Amen. Maar prys die naam van die Here, ons kan vanmôre met vrymoedigheid na die Here toe kan kom. Ek wil vanmôre met u praat oor iets, ek het dit gister ook by die vergadering, die kerkraad genoem, oor iets wat die Here op my hart mee besig is. En ons doen baie keer dinge wat vir ons reg lyk. Daar's 'n woord van die Here wat sê op 'n plek, hy sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. En baie keer doen ons goed want dit lyk baie geestelik, en dit lyk baie goed, en dit lyk reg, en daar is nie noodwendig altyd fout daarmee nie, maar daar is loopholes, of daar's oop deure, of daar's goed wat die vyand kan toegang gee in hierdie goed. En ek wil vanmôre met jou praat, en ek vra dat jy sal hoor wat die Gees van God vir jou sê. Hierdie ding moet jy met jouself tussen jou en die Here gaan uitsorteer, maar dis iets wat die Here, ek ervaar vir ons oor waarsku in die tyd waarin ons is. Want daar was nog nooit so baie prayer chains soos nou nie. En ek sê nie daar's fout met prayer chains nie. Maar daar's soveel mense wat toegang het oor jou probleme, of die goed waarvoor jy gebed nodig het, dat dit eintlik scary is. Want jy het op die einde van die dag nie eers 'n klou wie saam met jou bid oor dit wat jy God voor nodig het nie. En ek wil met u saam lees uit die woord van die Here uit eerstens uit Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 18 en dit mag dalk nou nie dadelik lyk of hierdie enige iets met gebed uit te waai nie, maar ons kom daar. So Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 18. En daar het manne, Jesus was hier so gewees en hy was besig om in 'n huis so 'n bietjie kerk te hou en die hele huis was omring en vol mense en niemand kon meer by die deure inkom nie. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en hom voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. En toe hy hulle geloof sien. Ek wil hê met mooi let daarop, hulle geloof. So dis nie net die ou wat op die bed gelê het nie, maar ook hierdie 4 vriende van hom wat hom gedraai het. Ek glo nou maar dis 4 vriende, want dis maar 'n ou stretcher dra of 'n bewegende bed. So toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, die ou op die bed, mens, jou sondes is vergewe. Dan gaan dit nou daar aan en gaan dit by vers 23 aan. Want toe is die ou fariseertjies nou weer ongelukkig. Wie is hy nou dat hy mense se sondes kan vergewe? Weet hy ou kom eintlik vir gebed vir genesing, nou vergewe hy sondes, maar ek wil nou nie dit lees nie. Maar vers 23 sê, wat is makliker om te sê jou sondes is jou vergewe, of om te sê staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, en neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op en neem die bed op waarop hy gelê het en gaan na sy huis terwyl hy God verheerlik. 2 ander skriffies wat ek wil lees, Markus 9 vers 2 en Markus 14 vers 33 en 34. En hierdie is 2 geleenthede, en ek dink nie dis die enigste 2 geleenthede nie. As 2 geleenthede waar Jesus het baie volgelinge gehad, en hy het hierdie 12 disippels gehad, en dan het hy nog die ander klomp disippels ook gehad. Maar elke keer wanneer Jesus sekere goed gehad het wat hy moes gaan doen, wat
vir hom besonder was, het hy nie almal saamgevat nie. Hy het of alleen gaan bid, een kant om gaan afsonder, of hy het net 3 ouens saamgevat. Van almal. Vat hy 3 ouens saam met hom en hy sê, kom julle saam met my. So in Markus 9 vers 2, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem en hy het voor hulle van gedaante verander en hier Jesus 'n ontmoeting gehad met die Vader en Moses en daar die berg en alles, maar ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil net dit uitwys dat Jesus het net 3 ouens saamgevat. Hy het nie al die 12 saamgevat nie, hy het 3 ouens saamgevat met wie hy hierdie spesiale oomblik nodig gehad het. Markus 14 vers 33 en 34. Markus 14 vers 33 en 34 en dit is hier waar Jesus in die tuin van Getsemane moes gaan bid en hy heeltemal benoud is voordat hulle hom gevange gaan neem en hy gekruisig moet word. So hy gaan deur 'n moeilike tyd op hierdie stadium. So jy kan dit gaan lees daar in die tuin, hy daar so neergeval en sê, Here, as dit moontlik is, vat hierdie beker. En al het hy nou die 3 saamgevat, kon hulle nie eers heeltyd saam met hom bid nie. Maar hy vat net 3 ouens saam met hom. Hy het nie 'n hele al 12 en nog ander bygekry, sê luister kerels, nou moet ons bid nie. Hoe meer gebed daar is, hoe groter is die krag nie. Hy vat 3 mense saam met hom en sê bid saam met my, wak saam met my. So Jesus neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak. In hierdie week luister ek met hom, maar die Here praat al 'n geruime tyd met my persoonlik daaroor, dat 'n ou moet versigtig wees wat 'n ou ook op sosiale media sit oor jou eie lewe. Ou moet versigtig wees vir wie jy vra om saam te bid. Ou moet versigtig wees wie jy vra om vir jou te bid. Ook nie laat enige ou vir jou hande oplê nie. Ou moet baie versigtig wees in hierdie tyd waarin ons is, want ek en jy kan nie bekostig, want woorde het krag. Ek kan nie bekostig as ek vir iemand vra, bid vir my, en hulle sê, het jy gehoor? Daai ou het nou kanker gekry, ek weet daarom nie of hy dit gaan maak nie. Maar kom ons bid, maar ag Here, laat U wil geskied. Die laaste gebed wat ek nodig het, wanneer ek in 'n storm is Here, laat U wil geskied. Die laaste gebed wat ek nodig het, is iemand om te sê, ek weet nie of hy of sy dit gaan maak nie. Die laaste woorde wat ek nodig het, is iemand om iets negatiefs oor my situasie te sit. En ek luister na 'n getuienis van 'n vrou in hierdie week wat kanker kry. Sy's 'n diep kind van die Here en sy sit in haar voorhuis en sy worstel met hierdie ding en sy besluit, wel ek gaan met 'n prayer chain begin. Met die bidders bid. Want dit klink reg. Die Here sê, jy sê vir niemand jy het kanker nie. Sy sê, Here, maar ek moet mense kry om saam met my te bid. Die Here sê, kies vir jou 3 mense, of 4 mense. Dan kan hy nie onthou nie, 3 of 4 wat sy mag gekies het, of 5. Kan hy nie onthou nie, maar was nie meer as 5 nie. Kan hy nie 'n spesifieke getal onthou nie, maar kom ons sê maar 5. Here sê vir jy mag net 5 mense kies, wat kan bid soos wat jy bid, en wat kan bely wat jy bely, en wat kan sê wat jy sê. Kies vir jou 5 mense, maar hulle gaan nie vas en bid nie, hulle gaan saam met jou begin rejoice vir die antwoord. Kies vir jou 5 mense, wat saam met jou gaan die dinge roep wat nie bestaan nie. Al wat hulle moet doen is, hulle gaan begin God loof en prys dat jy gesond is. En sy kry daai mense, sy sê vir niemand waardeur sy gaan nie, en sy get 5 people to come in agreement with her.
over God's word for her life. And they started speaking life. Hulle het nie gaan huil en soebat en spreek nie. Hulle het in lyn gekom met God se woord en hulle het God begin loof en prys oor haar situasie en die Here maak haar gesond. En die Here leer haar weer die ding. Hy sê, sy kon dit nie op daai stadium verstaan en sê, Here, maar hoekom, want as ons gebed en krag in gebed, hoe meer mense bid, hoe groter is die krag. En die Here maak vir my iets oop. Dis nie hoe meer gebed, hoe meer krag nie. Hy sê die gebed van een regverdige dra groot krag. Dit is nie, as ek my geloof in gebed sit, hoe meer gebed het, then I'm putting my faith in prayer. I'm not putting in my faith in the one who answers the prayer. Jy moet dit vandag verstaan, want die woord van die Here sê, hy soek iemand wat na hom kan roep. So gebed het krag wanneer ek verstaan, dat die een wat my antwoord, dit sal doen, waarvoor ek dit vra. Jesus kom in Markus 11 vers 22, hy sê, maar julle moet geloof in God hê, en as jy geloof in God hê, kan jy vir die berg sê, werp jou op en gooi in die diepte van die see. Wat beteken? Hy sê nie jou geloof met die berg skuif nie, your faith in God moves the mountain. Verstaan dit vandag. So is nie hoe hard ek kan bid en hoe baie kan bid nie. If there's somebody that understands the way prayer works. So is nie hoe meer bid, hoe kragtiger nie. It can take one small boy to stand and understand the concept of prayer. And God can change the whole town. Dit vat een man wat verstaan dat as ek voor God staan en ek sê dit sal vir 3 dae, vir 3 jaar nie reën nie. Dat alles in die heelal kom tot stilstand, sê nou is daar nie meer reën nie. Because one man understood the power of prayer. And power of prayer is not in the multitude, but in one, and his name is Jesus. Die krag van gebed lê in dit wie aan ons aanbid. Ons moet dit vandag verstaan. Die laaste ding wat 'n kind van God nodig het, is mense om inspraak te lewer oor jou situasie. En ek wil vandag vir jou sê, jy het nie idee wanneer jy 'n prayer chain stuur, wie almal join in daai prayer nie. Want ergens kan ek vir jou beloof, het die vyand toegang tot iemand se gebedsversoek. Dis scary. Het jy geweet dat daar is selfs duiwelaanbidders wat saam bid? Because as jy weet hoeveel mense is op gebedsgroepe wat nie eens God lief het nie. Kyk maar na hulle lewe. There's people on prayer chat groepe. Sê net een ding, dan kyk jy na die attitudes. En ek en jy vertrou dat, gebed moet werk. Gebed werk, maar die Here begin met my te praat oor hierdie ding. Hy sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer in. God wat jou in die binnekamer sien, sal jou in die openbaar vergelde. Die Here sê self vir ons hier verder. Hy sê vir ons, waar hy praat oor hierdie gedeelte, in Jakobus 5 vers 14 tot 18. Hy sê, as daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Die ouderlinge is ook nie baie nie, ek het gaan opleef, ouderlinge is eintlik maar net die ouens wat aangestel is om die gemeente te bestuur, die pastoor of die diaken of wie ook al. So dit is nie 'n groot groep nie. Sê, maar as iemand siek is onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle hom oor hom bid, en nadat hulle hom in die naam van die Here Jesus met olie gesalf het, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer
gebid en die hemel het die reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Ek sê nie, as die Here vir jou sê, begin met prayer chain, doen dit, by all means. Ek sê nie, daar's fout met gebedsgroepe. Ek praat nie teen dit nie. Waarin ek 'n waarskuwing ontvang van die Here, is dat ek en jy moet versigtig wees wie ek in my gebedslewe en in my geestelike lewe toelaat. Ek moet versigtig wees wie toegang het tot dit waarvoor ek God vertrou. Ek moet versigtig wees vir die deurbrake waarvoor ek huil, dat ander nie sit en lag vir die ondergang daarvan nie. Dat die Here ons 'n waarskuwing gee in hierdie tyd. Moenie jou lewe openbaar vir elke een daar buite nie. Wees versigtig wat jy op Facebook sit. Wees versigtig wat jy op Instagram en soos my skoonma sê TikTok sit. Wees versigtig wie toegang het tot jou lewe en inspraak kan lewe oor jou kinders en jou kleinkinders en oor jou gesondheid en oor dit waarvoor jy God vertrou. Want dit is mos dis die lewe. Ons kan nie meer lewe as alles nie gesosiale media word nie. Maar ons besef nie. 'n Paar jaar terug praat die Here met my en ek is een van die ouens gewees wat sommer almal net friend request. Ek het niks teen hierdie goed nie. Ek praat van die erns wat die vyand gebruik en ons bid en ons bid en ons weet nie hoekom kom daar nie deurbrake nie, maar erns is daar iemand anderste wat nie in lyn bid met dit waarvoor jy God vertrou nie en daar's negatiewe woorde wat oor ons uitgespreek word en ons verstaan nie van die mense like van ondergang, hulle hou van sensasie en hulle hou van skinder en hulle hou praat van doodpraat en you want life in your life. Ek wil vanmôre vir jou sê, begin jou lewe voor God bring en sê, Here, ek gaan nie mense toelaat wat God nie wil hê nie. Ek sal vir my 1 of 2 of 3 kry wat saam met my 'n pad gaan stap, wat saam met my gaan bid, wat saam met my die Here gaan vertrou, but I'm not going to tell anybody about what I'm needing before God. Ek wil vanmôre vir jou sê van God, ek sal jou uitrig, maar ek en jy moet ophou om aan die vyand alles bekend te maak. Hy weet alles, maar die oomblik wanneer ek dit publiek maak, I give him a right because it's public. Hoor dit, die vyand werk baie slim. Ja, maar hy weet mos alles wat in my is, but I didn't give him right to my life. The moment you make it public, he can have access to it. Verstaan dit vanmôre. En ek en jy kan nie bekostig nie. Hoekom praat ek oor hierdie goed vanmôre? Want die Here lê dit op my eie persoonlike hart. En dit lyk mooi. Dit lyk reg. Jy sien, en ons raak baie keer deur storm gejaag oor, maar so, hoe meer ouens nou kan bid, nou moet die Here iets doen. So, wat is die oorsprong van my gebedstyd? Is vrees in elk geval. Hoe nou moet God iets doen? Ons moet, kry die bidders pastoor, die nou moet ons bid. And it's not born out of faith and authority. So ek soek 1 of 2 of 3 manne of vroue wat saam met my kan staan in gebed en ons sal die aangesig van God begin loof en prys vir 'n deurbraak in ons lewe. I don't need, ek het nou die dag, nou in die week dink ek het ek vir my vrou gesê, ek is moeg vir drama. Ek soek nie meer drama nie, die Here weet. Ek is moeg vir drama. Ek soek nie, ek sê lus, vir my eie drama nie, ek soek nie lus vir ander se drama nie. Dit is genoeg drama. Dit is nie lus vir jou drama in my lewe nie. Ek soek God in my lewe. Weet jy wat, in soms tyd is dit eensaam. Maar Here, ek sal eerder 'n pad stap met 2 of 3 manne en vroue wat lief is vir God, wat weet hoe om iemand te dra in gebed. En hier is die verlamde man. Hy lê op 'n bed en hy het 'n wonderwerk nodig en hy kan nie self by die antwoord uitkom nie. 4 mans dra 1 ou na die voete van Jesus toe. En toe kom daar obstacles. En hulle beweeg om en bo oor die obstacles. En toe hulle op die dak kom, ek het so 'n bietjie gaan lees, is blykbaar sulke plat dakke daai, en dan het hulle sulke muurtjies op, dat jy nie kan afval nie, en dan gewoonlik het hy 'n trapdoor bo,
maar hulle kon nie by die trapdoor inkom nie. So hulle moes van die panne van die dak lig om die bed deur te kry. So hulle het nog deur die ceiling gekom en gesorg dat hierdie ou by Jesus uitkom, want hulle het geloof gehad dat Jesus vir hom het. Hulle het die geloof gehad. En die woord van die Here sê, toe Jesus hulle geloof sien. Sometimes, miskien kan ek nie lekker self, maar as ek 3 of 4 mense het, wat saam met my kan bid, en my voor die voete van Jesus kan kom neerlê, sal God die geloof sien, van 1 of 2 of 3, wat saam met my staan, as ek nie self kan loop nie, en ek het iemand, wat my kan dra in gebed. God soek vanmôre, 'n man en 'n vrou, wat bereid is om iemand op 'n stretcher, voor Jesus neer te kan sit, sê ek het nie die skare nodig nie, ek soek net 'n man, en 'n vrou wat kan staan in hierdie tyd onder die krag en die salwing van die Here en weet wat ons het is genoeg. En ek wil vanmôre vir jou sê, dan moenie vanmôre sien in die vyand dat jy ook minderwaardig voel. Miskien kan ek nie bid vir hierdie kan kom ek kry nog ander wat kan, hoe meer kan bid, hoe beter. En ek wil vanmôre vir jou sê, God sê, jy is genoeg. Jy is genoeg. Die gees van God in jou is genoeg. Moenie die krag van God in jou onderskat nie, moenie die krag van gebed onderskat nie. Die krag van gebed lê nie in getalle van gebed nie, dit lê in 'n man en 'n vrou wat weet dat gebed werk, en ek sal na God toe gaan in gebed, want ek is sy kind, en ek weet dat my antwoord lê nie in die gebed nie, my antwoord lê in die een wat die gebed antwoord. You can't understand this. More prayer, more people pray doesn't equal a miracle. Ja, maar ons dink dit, meer gebed. Meer ouens wat bid, draai nie goed sy arm nie. Van partykeer een pa, wat na God toe hardloop en sê, Here, wees my kind genadig. Van een ma, wat vir 'n seun bid, wat in die wêreld is. Toe ek verlore was, het hulle nie 'n gebedschain begin nie. Ek het 'n ma en 'n ouma en 'n pa gehad, wat voor God gehuil het, vir 'n seun, wat verlore is. En die Here ruk my uit. Daar was nie 'n gebedschain vir Jaco Duisel gewees nie. Daar was 'n ouma, wat die deur toe geskuif het, na badkamer, en haar kamer deur toegemaak het, en nie omgegee het, wie in die gang afloop nie, dan hoor jy in die ander kant van daardie kamer, iemand wat roep, Kiraba Sitsanai, en sy begin by die een kleinkind, en die ander kleinkind, en die ander kind, en daardie kind, en daardie seun, en daardie dogter, en sy het geroep na God, vir die redding van hulle siele, en ek het 'n moeder gehad, wat in haar stilte na God geroep het, en ek het 'n pa gehad, wat in sy stilte geroep het en gehuil het vir die Here, want hy het geweet, dit is waar die hoop van my kind is, en God red hierdie kind, hierdie seun se siel, nie as gevolg van 'n gebedschain nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, gebed lê in die opregtheid van 'n hart, wat na God roep vanmôre. Ek soek vanmôre weer 'n ma en 'n pa, wat kan bid vir jou kinders, en God soek vanmôre weer 'n man, wat kan bid vir jou vrou, en God soek vanmôre weer 'n vrou, wat haar knieë kan buig voor God, sê, Here, ek kom staan in vir die redding van my man, Here, red my man se siel. God doesn't need a prayer chain to save your husband. He needs a woman that is crying before God, that is broken before him, and he will anoint you. Hallelujah. Jy sien, gebedschains maak dat iemand sê, want ek gaan nou nie so hard bid nie, daar's nog baie wat bid. En nou kan jy maar eina sê. Gebedschain sê, wel ek hoef nou nie te vas nie, miskien sal iemand anders te vas. Maar wanneer jy opstaan, sê ek gee nie om wie saam bid nie, maar gaan vas en bid, en in sak en as lê, wat ook al ek moet doen,
Lord, but I'm seeking for an answer. En ek vir jou vra, watter een van die twee is vir God welgevallig? Here, maak dit nie baie om te gee nie, want ek breek my siel voor God. Of 20 mense wat ligtelik bid, ag Here, sal U ingryp in hierdie situasie. Hier is 'n nuwe gebedsversoek. Ag Here, ons bid vir Kosie. Ag Here, help tog vir Kosie dat hy beter voel. Nou voel ek beter want ek het gebid. Ag kom maar, jy het al 'n gebedsversoek gekry. Van hoeveel van die gebedsversoeke wat jy gekry het, was jy in anguish voor God voor? Wees eerlik. Die gebedstyd, jy weet nie eens wie's die ou, en of is hy nog siek, of leef hy nog, of leef hy nie, jy bid nou maar net. Ek het al vir ouens gebid, dan kom ek agter na die boodskap is al 2 jaar oud. Want heilig vir die Here vir 'n kind wat hy al 2 jaar terug gesond gemaak het. Dis die werklikheid. Ek gaan eerlik wees, ek het al baie gebedsversoeke gekry, dan kyk ek dit, dan sê ek hier maar, weet nie eens wie dit is nie. God lê dit nie op my hart om te bid hierso nie. Ek nou raak dit stil, want dis die realiteit. Maar God soek vanmôre 'n man en 'n vrou om te verstaan, jou gebed is genoeg. Want jou God is genoeg. Amen. En God word nie beïndruk deur groot woorde en hoë woorde en mooi gebede. God word beïndruk deur iemand wat hulle knieë voor hom kan buig in opregtheid. En sê, Here, U is my antwoord. U is my hoop. Here, dankie vir my genesing. Dankie vir redding. Dankie vir verlossing. Dit klink dalk of ek negatief praat oor sekere goed, maar ek wil vir u sê, nie alles wat daar is Bybels nie. Nie al die ritme, rules en goetertjies wat ons doen, is Bybels nie. Jesus het die krag van gebed verstaan. Hy het nie oral almal saamgevat nie, daar was tye wat hy alleen gaan bid het. Sê vir die ander, bly julle, ek gaan bid. Meer as 1 keer. Hy het almal gehad, maar hy het hulle nie alles vertel nie. Hy sê, ek gaan nou hier oor bid en dit en dit. Hy het vir hulle gesê wat hulle nodig het om te weet. Want weet jy hoeveel keer het die 12 gemurmureer? Wanneer hy iets sê, dan murmureer hulle, praat hulle negatief oor waarmee hy besig is. Dan let hy dit op en sê, wat praat julle nou hier onder mekaar? Ek wil vanmôre vir sê, woorde het krag. Ons besef dit nie, woorde het krag. Ek kan nie toelaat dat iemand, omdat ek vir hulle toegang gegee het. Kyk, ons praat in elk geval oor hulle. Dit kan ek nie keer nie. Maar dit kan niks uitrig as ek hulle nie toegang gegee tot die binnekant nie. Dit kan 11 downs. But when I give permission, hoor hierso, hierdie is nou public. Wat is julle opinie oor my huwelik? Nou raak ek kwaad as ek negatiewe kommentaar kry. Nou is dit stil in hierdie kerk, Here. Maar wat ek wou sê, na die dag, so 'n paar jaar terug, praat die Here met my, en goed gaan net nie lekker nie. En ewe skielik praat die Here met my, want ek het sommer almal, elke friend request het ek accept, of ek hulle nou ken of nie, want nou vat ek iemand in die gesig. So ons accept net. Die Here begin met my praat, en hy sê, ek wil hê jy moet deur jou friend list gaan. En ek wil gaan kyk, wie het toegang tot jou lewe. Ja, maar dis net 'n foon.
hulle toegang tot jou lewe. En ek begin te kyk, en ek moes oor die 500 mense delete, waarvan 'n groot groep van hulle se vriende besig was met duiwelaanbidder. So die Here het dadelik vir my sê, ek gaan kyk wie is die ou, gaan kyk wie sy vriende. Van wie jou vriende is. Ok, toe maar. Ek sal hierdie kant kom draai. Wie jou vriende is. Ek praat baie van wat jy toelaat. En ek sê nou nie, ek het ook ongeredde vriende, maar my lig gaan hulle help om by Jesus uit te kry. So ek praat nie van dit nie. I'm talking about entertaining darkness. En toe ek agterkom, toe kom ek agter die Here, hier's ouens wat besig is met heksery, hier's ouens wat besig is met duiwelaanbiddery, hier's goeie, wie is hierdie mense wat my friends is? En ek het net begin delete en blok en delete en blok en ek het meer as die helfte van my vriende op daai stadium verloor. Vriende. Facebook sê hulle is vriende, maar ons om mekaar in die straat kyk, sal nie weet hulle is, wie is hulle nie. En toe praat die Here met my dat nie al hierdie goed is net toeval nie. Want die vyand doen niks sonder toeval nie. Baie strategies skuif hy hom in jou lewe. En hulle begin goed oor ons. En ek sê nou nie, ons moet nou gaan vrees sê, ek moet my Facebook gaan teken, ek moet nie in vrees wees nie. As die Gees van die Here jou nie iets openbaar nie, moet nie dit doen nie. Maar ek praat vanmôre met jou as kind van die Here, dat wees versigtig wie jy in jou gebedslewe toelaat, wees versigtig wie jy in jou lewe toelaat, maar begin vir jou 1 of 2 of 3 mense soek, wat 'n hart het om saam met jou te bid, en in agreement te kom, en kyk wat so wonderwerke in jou lewe gaan begin gebeur. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here wil vir iemand vanmôre, hy soek vanmôre 'n man of vrou, en sê, Here, ek wil 'n vriend wees. I want to be a friend for somebody. But I want to be a friend under the anointing of the Holy Spirit. I want to come in agreement. Hoor wat sê die woord van die Here, en ek is haas mee om klaar te maak. In Matteus 18, vanaf vers 18 tot 20. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemele gebonde wees. En alles wat julle op die aarde onbind, sal in die hemel onbonde wees. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem, hoeveel? 2 van julle, it only takes 2 persons to come in agreement with God. It only takes 2 persons to come in agreement with the Holy Spirit. It only takes 2 persons to come in agreement. En weet jy wat is wonderlik? Wat maak ek dan as ek alleen is? Want ek het die Heilige Gees, en ek het Jesus, en ek het God die Vader, wat in unity kom oor sy woord, oor my lewe. So as ek alleen is, en ek come in agreement with heaven, then it will happen. Want waar hy is, daar is dit meer as 1. But it only takes 2. Hy sê, waar 2 van julle saamstem oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle. Dit vat 2 mense en 3 om te vergader oor 'n saak. En hy praat hier so van goed oopsluit en toesluit. So dit is nie net sommer as ek net random song, it's when I come for a purpose. Lord, we need to bind some stuff and we need to loosen some stuff. Ons moet goed vasmaak en ons moet goed losmaak. Ons moet in agreement kom oor wat God wil hê vir ons lewe. Gaan jy met my agree? Gaan jy met my agree? Gaan jy met my agree? Gaan God dit vir ons doen? Ja, God gaan dit vir ons doen. Hier kom 'n deurbraak. Hier kom 'n antwoord. I don't need anybody to speak death over my life. I need somebody to come in agreement
Amen. Hoofmense sê, jy sal lewe en jy sal nie sterwe nie. We come in agreement and we lose the blessings of heaven over my life, and I bind every evil work of the devil in Jesus' name. Maak die woord vir jou sin vanmôre. Kind van die Here, wees versigtig. Nee, die week praat die Here met my ernstig oor my eie lewe. Kyk, want nou in die bediening is moeilik, jy het nie altyd baie om mee te praat nie. So is dit baie keer maar goed is met 'n mooi bedoeling daar op die bladsy van Facebook. Jy deel baie keer 'n droom wat jy het, 'n behoefte, 'n begeerte. Iets waarvoor jy God vertrou. O, Here, ek vertrou die Here vir hierdie ding. And then somebody will come and speak death over something you are trusting God for. Dis die waarheid. Don't make things you trust in God for public knowledge. Ek het baie keer gedink, ja, maar as ek dit nou op my status sit, het ek ouens wat saam met my agree. Kom ek wees vir jou eerlik, nie almal is bly saam met jou nie. Nie almal like as dit met jou goed gaan nie. Nie almal like as jy droom of 'n visie het nie. Nie almal sien jou progress as progress nie. Ek onthou so 'n paar jaar terug, toe ek so baie gewig verloor het en nog bietjie geoefen het, ja, en ek voel goed en ek post my progress, want ek wil mense inspire en ek wil, dink jy almal was bly ek het maarder geword. Hy het vir gesê, pastoor, jy lyk nou goed, jy weet, jy inspireer ons. Ander het my sê, pastoor, jy lyk nou so sleg, jy lyk skoon sieklik. Hou op asseblief gewig verloor, dog ek nou, vir wie moet ek luister? Don't allow people to speak death over you. Weet en dit vat een mens om jou battery pop te maak. Van een negatiewe kommentaar wat jou maak dat jy jou hoop verloor. Sê, nou, vat net een. Vat een negatiewe kommentaar om 10 positiewe kommentaare te laat vergeet. En dan kom doubt, en dan kom dit, en dan die duiwel jou net waar jou wil hê. Wil jy nie vanmôre sê, Here, ek gaan my lewe voor God heilig en skoon maak nie. Ek gaan God begin vertrou. Here, gee vir my 1 of 2 of 3 as dit nodig is, wat saam met my gaan staan vir my kind se redding. Here, gee vir my 1 of 2 wat saam met my God gaan vertrou vir genesing in my liggaam. Of Here, vir wie kan ek 'n vriend wees sodat ek hulle kan dra na Jesus se voete toe. Ons het met alle respek gebed goedkoop gemaak. Die Here weet, wanneer jy in 'n storm is, het jy nie 20 mense se gebed nodig nie. Jy het een ou se drukkie nodig. Ek het nie 20 mense nodig wat sê, pastoor, ons bid saam met jou nie. Want ek weet hoe werk daai gebed. Jy het een ou nodig wat opdaag. Sê, pastoor, ek voel gelei. Dit vat een dogtertjie, laas week. En die Here weet die goed waarmee hy worstel. Die Here stuur een dogtertjie, so groot, om vir my 'n briefie te skryf. En toe ons uitstap, toe kom gee sy vir my 'n drukkie en sy sit 'n briefie in my hand. Met die mooiste woordjies op.
is die beste pastoor ever. En dit gryp my hart, want dit het meer beteken, as wat daai kind ooit kon besef. En dan kry jy weer moed, sê Here, as dit dan net vir een kind is, dankie. Dat jy vat dit net een briefie, een mooi daad. Hier in my sangeboekie waar ek neerskryf, vir 'n paar weke terug, ek weet nou nog nie wie dit is nie, het iemand die vorige diens, seker na diens, daar vir my ook 'n boodskapie geskryf, om vir my net dankie te sê, en die volgende Sondag toe ek kom en klaar maak, hier is 'n briefie vir my geskryf. Ek het nie klou wie dit is nie, maar daai persoon weet nie, hoe nodig het ek dit gehad nie. Dat daai 4 lyntjies, wat daar geskryf het, meer krag dra, as iemand wat net sê, hoor jy, as jy my nodig het, laat weet my, of ek bid vir jou. Want iemand het moeite gedoen om uit te reik. We need people that will carry us when we are lying on the stretcher. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat sê, Here, ek wil so een wees. Soos daai ou wat, ek wil nie noodwendig op die stretcher wees nie. Maar laat my toe om ergens 'n stretcher te dra. Ek het klaar die woord van die Here gebring, soos wat op my hart gelê het. Wil jy nie op jou voete saam met my staan nie? Eerder een man of een vrou wat iemand sal aanvat en sê, kom ons bid. As 'n hele WhatsApp groep met 100 mense. There one man that shows up and take your hand, say, I'm going to pray with you now. Dit het makliker geword om op WhatsApp te stuur, as om op te dag en te bid. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat sal opdag. Die Here weet, mense het iemand nodig om op te dag. Gee my eerder een mens, wat saam met my gaan huil voor God, en saam met my gaan rejoice, as 'n gebedsgroep, wat my nie eers ken nie. Ek kies dit ver bo enigiets. En ek is hier vanmôre en sê, Here, hier is ek. Ek wil aanmeld. As ek 'n stretcher kan dra, Here, hier is ek. As ek iemand se las kan ligter maak in gebed, Lord, ek wil nie deel word van 'n groepie nie. I want to be there for somebody. Here, ons kom vanmôre en ons vra dat die Here ons sal lei in ons gebedslewe, dat dit weer in lyn sal kom volgens hoe God dit wil hê. Here, dat ons God meer sal vertrou as die mens vir dit wat ons wil hê. En dat ons sal verstaan dat gebed is genoeg, omdat U genoeg is. En dat ons weer sal bid soos wat ons moet bid, Here. Ek bid vanmôre dat die Here gebed gaan aktiveer in manne en vroue in hierdie plek, en seuns en dogters, dat ons weer gaan bid soos Elia gebid het. Dat die vurige gebed van God in manne en vroue se lewens sal geaktiveer word van vandag af. Here, ek bid dat die Here manne en vroue sal anoint met 'n gebedslewe.
I pray, God, for a woman and a man that will stand up and say, I will pray. If I'm the only one that's going to pray, I will pray. If I'm the only one that's going to stand in the gap, I will be the only one that stands in the gap. But God, I will pray. Here, en ek bid dat die Here mense om ons sal aktiveer, die 2 of die 3, wat God daar wil hê, om saam met ons in agreement te kom, nie net oor ons lewe nie, maar ook vir die koninkryk wat God wil doen. Lord, I pray for prayer warriors. Ek bid vanmôre vir intercessors. Ek bid vanmôre vir manne en vroue. 'n Ma wat kan huil vir haar kinders en 'n vrou wat kan huil vir haar man. 'n Man wat kan huil vir sy kinders en 'n man wat kan huil vir sy vrou. Here, ek bid vir 'n ouma wat weer kan huil vir haar kleinkinders. Ek bid vanmôre vir manne en vroue wat weer kan anguish hê vir God, vir 'n generasie wat verlore gaan. God, I pray for people that stand up for prayer in Jesus' name. Ek dank U daarvoor. Ek dank U daarvoor. Ek dank U daarvoor. Dank U daarvoor. Here, help ons om daar te wees in persoon soos wat U dit wil hê in Jesus naam. Vra dat die orkes na vore toe sal